ek het sê, dit voel vir my altyd so awkward om hierdie moments soos te stop en te sê, ok, ons gaan nou aangaan. Maar ons Here nie so goed nie. Amen. Amen. So, het allemaal lekker geslaap? Ok, wie het op die lekker bed geslaap? Ok, wie het nie op die lekker bed geslaap nie? Ek is so jammer. Dis akelig, ek is regtig jammer. So, as jy lekker geslaap het, as ek bly, ek hoop jy is uitgerus vir die kaskar nou. Almal vra my, is dit 'n joke? Ek beloof dit is 'n joke, niemand gaan kaskar stoot nie. Jy is veilig, maar ek is bly jy het lekker geslaap. Dan is dit my voorreg om iemand aan julle voor te stel wat julle 10-1 glad nie ken nie. Al die pad van die Republiek van Kempton Park, Pastoor Karl Kitshoff. Geef hom 'n handeklap, come on! Lekker. Amen. Goeiemôre. Yes, julle, ek het ver gery van my huis af vanoggend. 'n volle 700 meter. Is 'n voorreg om hier te wees. Kan ons net vir LJ 'n lekker handeklap gee? Come on. LJ, jy doen great. En ek onder jou leierskap voor almal hier vandag. Dit was die grootste voorreg van my lewe om vir 5 jaar hierdie ding te lei en toe oor te gee aan 'n baie beter leier. So LJ, ek root vir jou ou. Jy doen great. Ek het nie gedink ek gaan so gou teruggenooi word nie, maar dankie. Dis lekker. Dis great om hier te wees. Thanks. Ja, woe. Ek het vir Emil gevra om net te bly vir 2 minute. Ek ervaar die volgende woorde. Ek ervaar iemand het onlangs gesê, miskien is ek net geroep vir meer as ministry. En ek ervaar die Here sê vanoggend vir jou, nee, jy is nie. Jou perspektief oor ministry is net te klein. Ek ervaar dit duidelik. Ek staan daar en die Here sê vir my, sê vir hulle is nie geroep vir meer as ministry nie. Hulle perspektief oor wat ministry is te klein. En ek wil vandag vir jou sê, ek ervaar die Here gee vir jou uitnodiging vandag en hy sê vir jou die volgende. Hy sê vir jou, luister, die rede hoekom jy frustreerd voel met ministry is want jy het nog nooit 100% gegee nie. Want het was nog altyd 80%, maar 20% hou vas aan plan B. Dan sê ek op 90%, maar daai 10% hou nog vas aan, maar weet jy wat, my pastoor is 'n drol, so ek kan daarom nog bedank. Dan gee ek 50-50, want 50% van my is regtig lief vir die Here, maar 50% van my like dit nog om in die wêreld te leef. Jy sien, en ek dink ons laat toe dat ons weet daar's 'n roeping. Jy weet daar's 'n roeping, anders het jy nie hier gesit vandag nie. Jy weet daar's 'n roeping, anders het jy nie betrokke geraak nie. Jy weet daar's 'n roeping, maar daar's iets in jou wat nog sukkel om te laat gaan van die dinge van die wêreld, want daar's nog iets in jou vlees wat vir jou sê, maar hang nog 'n bietjie rond in die wêreld, hang nog, en ek praat nie eers van groot sondes nie, guys. Ek praat van klein goed. Ek praat van julle wat nog entertain wat mense oor jou dink. Van julle wat nog jou familie se opinie oor jou entertain. Van julle wat nog jou pelle van hoërskool se opinie oor jou entertain. En ek ervaar die uitnodiging vandag is so duidelik. Die Here sê, gee my net 100%. As jy bereid sal wees om 100% in te spring, gaan jy sien, ministry is vir jou. Maak het sin wat ek sê vandag. En ek ervaar regtig net hoe die Here ons is in 'n tyd, so ek het die voorreg, die laaste ruk van my lewe, ek travel baie en ek was al op 'n hele paar vlugte die jaar en ek sien hoe die Here beweeg reg oor Suid-Afrika en is awesome. En die Here ons is in 'n baie crucial tyd waar die Here glo ek is besig om julle jong mense wat daai weird space is tussen ek's klaar met skool, maar ek het nie klou wat aangaan my lewe nie. Mense wat in daai space is, hy's besig om jou op te rig en wat ek ervaar is van julle het nou klaar begin voel. You've been walking through the fire hierdie laaste paar maande. Ewe skielik werk goed nie uit nie. Ewe skielik voel dit vir jou jy question alles. Ewe skielik voel dit vir jou alles wat jy geglo het oor jouself en oor ministry en oor God, weet jy nie meer of jy dit glo nie. En wat ek ervaar is you've been walking through the fire because there's some people that have been walking through the fire that have been stuck that you need to pull out. En wat ek ervaar is die Here roep jou om die mense wat in die vuur vasgevang is saam met jou uit te bring. Maar wat ek ervaar is dat die vuur waarin jy gaan stap in die volgende seisoen van jou lewe gaan jou nie seer maak nie, maar gaan warmer wees as die. Want ek ervaar daar's 'n mandaat wat die Here op my en jou sit. Hy roep 'n paar bold jong mense uit. En hy sê luister, as jy bereid is om 100% in te spring,
Ek het gisterand soos wat Nan en Nani gepraat het neergeskryf, as Jesus nie genoeg is vir jou nie, bedank nou. If Jesus isn't enough, want ek dink baie ouens sê ja vir ministry, want het lyk great om met die mic op die stages te staan. Maar ek kan jou beloof dat 10% van ministry gebeur hier. 90% van ministry gebeur in die vuur tussen die mense. Pastor David Grobler wat nou gaan praat, het my hierdie ding geleer. Hy sê, baie keer sit die Here jou in die vallei. Between the dry bones. Because God needs someone there that will say, I believe that these dry bones can live. En jy sien, ministry gebeur nie op die bergtop nie, ministry gebeur tussen die droombene. Anders het die Here jou nie geroep nie. Maak het sin wat ek sê. So daar's 'n roeping, daar's 'n tydelike roeping. Ek ervaar dit in die kamer, jy weet dit. Maar as jy bereid om 100% te gee. Ervaar die uitnodiging staan. En dan die laaste ding, waar's Tersia? Tersia, kom staan hier voor. Chomie wat gesing het, kom staan hier voor. Leandi, kom staan hier voor. Waar was nog Krishna, kom staan hier voor. Wie was die ander enetjie gewees? Waar's Chomie wat gesing het? Jana, waar's jy? Okay, maar as julle vir Jana sien, sê vir haar sy moet kom staan. Staan net, julle chill, rustig. Nie waar nie, okay? Chill. Chomie, kom staan hier voor asseblief. Ja, jy, kom. Okay. Die Here het 'n sin vir humor, amen. Gister het ek 'n gesprek met 'n NG dominee. Baie dodgy NG dominee, sy gaan nou hier wees. Ons het 'n gesprek oor vrouens in die bediening. En die Here het 'n sin vir humor, want vanoggend stap ek hier in en die Here sê vir my, ek het nodig dat jy hierdie girls commission vir die bediening. So hallo julle. Dankie dat julle hier voorkom staan. Ek ervaar duidelik soos wat ek bid vanoggend dat die Here sê, He's filling some girls with fire. Okay. Want hy breek die stigma in die kerk dat om te submit beteken jy swak. Amen. En julle name het duidelik my opgekom en toe jy sing vanoggend Chomie, toe ek soos hierdie een ook. Hierdie een ook. En ek wil vandag vir julle sê, soos in die volgende ruk, moenie bang wees om die status quo te challenge nie. Moenie bang wees as jou pastoor hier sit, sorry pastoor, maar moenie bang wees om jou pastoor in die volgende ruk moeilike vrae te vra. Dit beteken nie jy eer nie sy leierskap nie, maar vra. Jy mag. Want ek ervaar dat die Here vul jou met vuur vanoggend. He wants to give you a new fire to run for his kingdom. En wat ek ervaar wat julle met dit moet doen is julle moenie stil bly nie. Moenie stil bly oor wat julle sien nie. Moenie stil bly oor wat julle ervaar nie. Moenie stil bly oor hoe die Here julle wil gebruik nie. Ek ervaar vir about 1, 2, 3, 4, 5, 6 van julle dat daar kom 'n skuif in die volgende ruk. Okay? En dit beteken nie dat jy gaan dorpe skuif nie, maar ek sien 'n groot shift in leadership. Okay, oor jou lewe. En ek sien hoe die Here jou besig is om jou in die regte spasie in te skuif. En al wat ek vandag hier is om te doen is ek wil jou commission. Okay? Ons gaan 'n moment maak. So as jy 'n fotograaf is, hierdie is waar jy foto's neem, hoor. Soos hierdie is dit. Okay? Want hierdie moment, hierdie is en ek wil dit duidelik maak, nee, hoekom ek hierdie 'n moment maak? Want van julle is al besig om te swat of al klaar geswat. Jy's al 'n pastoor jy, okay? Maar dit gaan nie vir my daaroor nie, dit gaan vir my oor iets in die gees gebeur vandag. Okay? Die Here praat die laaste ruk met my soos duidelik, soos luister guys, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Maar ek sien iets wat in die gees gebeur vandag. Iets wat op papier dalk al 'n rukkie so is, maar in die gees drop dit 100% vandag. En die gees is die commission hier vir ministry. En jy kan maar ophou twyfel, jy is geroep vir ministry, okay? Soos bedaar, okay? Die Here gaan jou so gebruik en hy gaan jou op die regte tyd in die regte plek inskuif, okay? Ek sien hoe jy hardloop vir die kingdom en ek sê die Here sê hou net aan hardloop, jy gaan dit sien. Dit voel dalk vir jou nutteloos partykeer, maar jy gaan sien, hy gaan jou so in die regte spots inskuif wanneer die tyd kom, okay? En moenie worry nie, ek sien jou naam is al klaar genoem in gesprekke waarvan jy nie eers weet nie, okay? Die Here weet presies wat hy doen. Chomie, ek weet nie hoekom nie. Wat doen jy vir 'n lewe nou weer? Private tutor. Wow. I just see you going overseas. I don't know why, but I just feel the commission of you going overseas, okay? I feel like God's saying, I'm giving you the nations. I'm giving you the nations, okay? There's nothing that you can't do when He's by your side, okay?
What I just experienced is inviting you to open up your perspective, okay? Because maybe I just see you're seeing things like, jy sien dingetjies in boksies, okay? This is like that, this is like that. And God says just break down the boxes, then you'll see, okay, that the plan has always been there. The calling has always been there. And the walking through the fire isn't because you did something wrong, it's because He was preparing you. And what I experience is that the calling on your life is so big that from a young age, the devil started his ways in your life. Okay. But I experienced that comes to an end today. Amen. That comes to an end today. And we're going to pray for that in Jesus' name. Okay. So, girls, sal julle net julle handjies oopmaak, baie geestelik en mooi, oulik. Okay. En dan steek jou hande uit. Come on, ons gaan hierdie girls commission vandag. Here, soos wat ek my hand op elkeen sit. Dankie Vader, dat in die gees is die roeping geactiveer vandag. Dat van vandag af verdwyn twyfel. En van vandag af is daar 'n nuwe vuur wat brand. So kom Heilige Gees en steek 'n nuwe vuur aan in Jesus naam. Van vandag af is die stigma wat vir hulle sê, maar omdat ek submit onder my man of onder leierskap, beteken dit dat ek mag nie aan die brand wees vir die Here nie. Daai stigma is nou gebreek in Jesus naam. Want albei kan saam bestaan. Dankie Vader, dat ek bid vir hierdie dames wat hier voor staan, Here. Dankie Here, soos wat U hulle commission vandag. Dankie Vader, dat iets skuif in die gees vandag oor hulle lewe. En hulle gaan dit sien. Hulle gaan dit sien, soos wat hulle hier uitbeweeg vandag, soos wat hulle teruggaan waar hulle vandaan kom, gaan hulle dit sien. Gaan hulle dit sien. Thank you Lord. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Thank you that you commission it. Thank you that you give her the nations, Jesus. Thank you, Lord, that I can pray over her today. Thank you that the enemy has no power anymore, in Jesus' name. That the box has been broken. The perspective has been changed now, in Jesus' name. In Jesus' name. The enemy has no power anymore. The enemy has no power anymore. Every chain broken, every lie broken now, in Jesus' name. Thank you, Lord, that you're going to use her. Here, ek sien hoe U haar gebruik. Here, om mense se perspektief te verander oor hoe lyk 'n vrou in ministry. Hoe lyk 'n vrou in ministry? Thank you Jesus, thank you Jesus. Dankie Here. Dankie Here dat die roeping op hierdie een is sterk vandag, Vader. Dankie Here dat U dit aktiveer vandag in die gees. Dankie dat U dit aktiveer vandag in die gees, Vader. Here, ek sien hoe sy soveel, ek sien young girls wat hardloop en hardloop na haar toe. Here, nie omdat sy talent het nie, dit ook, maar omdat daar 'n vuur is wat binne in haar brand. Omdat wanneer sy in 'n vertrek instap, as gevolg van die Heilige Gees wat deur haar werk, gaan mense vry word. Gaan daar leuns afbreek van mense af. So dankie Here dat at the right time you're going to make it happen in Jesus name. Dankie Here vir die commission. Dankie Here dat ek kan bid oor hierdie AGS pastoor wat hier voor my staan vandag, Here. Here, dankie vir die verskil wat sy gaan maak in die AGS. Maar Here, ek wil dit duidelik oor haar bid vandag, dat sy is geroep vir meer as die AGS. Dat Here, U expand die horizons. Ek sien hoe U die tentpenne uittrek vandag en U dit vergroot. U vergroot die grondgebied vandag. Ek sien hoe oproepe inkom wat haar nooi, want sy dra iets spesifiek wat U op haar lewe gesit het. En wanneer sy in vertrekke instap, Here, gaan U dit gebruik, Here, om daai selfe juk wat sy gedra het, wat sy vry van is, gaan afval van ander mense af. Dankie Vader. Dankie Here. Dankie dat iets skuif in die gees vandag. In Jesus naam. In Jesus naam. En ons almal sê saam. Amen. Come on, gee vir hierdie girls 'n hande klap. Amen. Amen. Dankie Emil. Wow. Yes, jy's oulik. Dankie. Okay, julle, ek is eintlik hier vir 'n praktiese sessie. Maar ek weet nie of jy weet nie, maar ministry dis nie prakties altyd nie. Ek wil 'n paar goed deel vandag. So ek praat vandag oor Youth 101 en hierdie is actually 'n course wat ek aanbied en 'n paar keer aangebied het en Elje het gesê ek moet die 3 ure ding aanbied in 45 minutes. Okay, so sterkte vir jou, okay? Hou by. Nee, ek gaan nie alles sê nie, maar ek gaan die belangrike goed sê. Okay, so die theme vir die jaar is The Secret Recipe to a Thriving Youth, nee, is ek reg? En ek glo dat van hierdie goed wat ek vandag vir jou gaan mention, dat sonder dit, okay, you're not gonna have a thriving youth, okay? En daarom wil ek begin by die eerste een en die absolute belangrikste een is roeping en hart, okay? Efesiërs 4 vers 1, wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Nou ek glo daar's 'n roeping, amen?
ek glo dat jy wat hier sit is geroep. Jou roeping lyk dalk anders as die ou langs jou sin, maar jy is geroep, want ek glo elkeen van ons die Here plaas 'n spesifieke roeping op ons lewe. Okay? Daar's party mense wat spesifiek geroep is vir besigheid, spesifiek geroep is vir ministry, whatever it may be, maar iets wat vir my die belangrikste is, okay, hierdie ding, roeping en hart. Ek wil vir jou sê vandag, dat as hierdie nie in plek is nie, dan kan jy maar al die ander goed laat gaan. Okay? Hierdie is die absolute belangrikste ding van jou en jou ministry, want alles wat jy ooit sal doen in ministry, vloei vanuit hierdie plek. Okay? So, ek was so 2 jaar terug, praat ek met die Here oor roeping, en ek's confused oor roeping. Want ek sê vir die Here, Here, maar wat is dit nou? You know? Want iets in my maak 'n bietjie musiek en like worship bly en jy weet, glo daar salwing op my lewe vir dit. Iets in my glo dat daar's 'n bietjie leierskap en iets op my glo dat daar's 'n bietjie profetiese bediening en iets so. En ek vra vir die Here, maar Here, wat se een is dit nou? Is dit nou die een of is dit nou daai een? En die Here sê vir my duidelik, maar dis al twee. En ek sê, maar Here, dit maak nie sin nie. Jy weet, want die kerk leer ons mos juis geroep as 'n worship leader. Juis geroep as 'n volwaardige hoofpastoor. En hier's wat ek leer. Ek dink aan Petrus waar hy by sy boot staan en die Here sê vir hom, maar kom volg my. En hy los sy boot net daar, die boot en sy pa, en hy volg Jesus. En die Here begin met my praat oor dat my en jou eerste roeping is en sal altyd wees om Jesus te volg. Net dit. Okay? Elke ander ding wat ek en jy doen, vloei vanuit ons eerste roeping. Bedoelend, die manier hoe jy bedien, die manier hoe jy worship lei, die manier hoe jy preek, ek weet nie, vloei vanuit jou roeping aan hoe ek saam met die Here stap. Maak dit sin wat ek sê? En daarom wil ek vir jou sê, alles in jou jeugministry, alles in jou worship team, alles gaan vloei vanuit hierdie plek. Ons het dit nou al keer op keer gehoor gisterand, the secret place, okay? Ek kan vir jou sê vandag, laat luister hier, as jy ministry gaan doen uit performance uit, moenie wonder hoekom jy elke tweede maand uitgebrand voel nie. Okay? En ek preek hierdie vandag because I've lived it. Ek is nou al 10 jaar voltyds in ministry, en dit is nog nie so lank soos meeste ouens in hierdie wêreld van ons nie, maar in hierdie 10 jaar het ek al geleer, dat luister hier, omdat ek baie keer, ons almal is skuldig, ons wil uit performance uit ministry doen, dan raak ons elke maand uitgebrand, en ons wil elke maand bedank, en ons verstaan nie hoekom nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy nie ministry gaan doen vanuit jou eerste roeping nie, dan gaan jy die hele tyd uitgebrand voel, Jomie. Okay? Jy sien, ek kom oral by skole en goed, dan sê die kinders altyd, die laerskole, dan kom die kinders, dan sê hulle, oom, dan sê ek, shut up, maar dan sê hulle, oom, jy doen sulke great goed vir die Here. En dan sê ek soos, Jomie, dankie, maar ek doen dit nie vir die Here nie. Dan is daai kinders confused, dan sê hulle soos, oom, wat bedoel jy doen dit nie vir die Here nie? As ek so, ek doen dit ook nie vir die geld nie, Jomie, ek kan jou beloof, okay? Sê ek doen dit nie vir die Here nie. Ek doen dit as gevolg van die Here. Okay? En ek dink dis die sieningsskei wat ek en jy moet maak. Dat ons probeer baie keer gee, want ons is so half soos, maar Here, ek wil vir u wys dat ek is waardig van die roeping. Maar die Here het nooit van jou gevra om waardig te wees nie. Hy het dit vir jou gegee, vrylik. Okay? Of wat hy gevra het is, maar stap agter my aan. Sien, vir my in my lewe, ek het vir baie lank gesukkel met my waarde. Okay? Vir die van julle ken al my storie, meeste van julle ons journey nou al 'n rukkie, was 'n aanneemkind, al daai goede. En as gevolg van dit het ek baie gesukkel met my waarde. Bedoelend soos, is ek worth it, jy weet? En dan preek die mense altyd vir my en sê, maar Karl, jy weet, die Here gee vir jou waarde. Dan sê ek soos, ag, amen broer, maar ek het gedink dat selfs dit moet ek gaan verdien. So dan het ek hierdie ding altyd gesê, okay Here, ek weet dat my waarde kom van u af, so nou gaan ek die beste pastoor wees. Nou gaan ek soos in vir die meeste mense bid. Ek gaan seker maak dat as ek preek, moet daar at least 3 ou tannies omval, okay? Soos in, ek gaan seker maak, so eintlik wat ek gesê het is, Here, ek gaan bedien, sodat u my kan raak sien en lief hê. En ek het gewonder hoekom ek uitgebrand voel. Jy sien waar die Here sê, maar moenie bedien, omdat ek jou moet raak sien nie, maar bedien, omdat ek jou klaar raak gesien het. Jy sien, en daarom sê ek vandag vir jou, dat alles wat jy doen in ministry, vloei vanuit jou eerste roeping. Okay? Die manier hoe jy bedien gaan vloei vanuit die plek wat jy weet jy is reeds gekies.
vanuit die plek wat jy weet, die Here het jou reeds lief. Dat die salwing is reeds op jou lewe. Dis nie iets wat jy kan verdien nie, dis nie iets waarvoor jy moet werk nie. Dit vloei vanuit hoe jy saam met God stap, hoe jy saam met Jesus stap. En ek kan jou beloof, die oomblik wat ek daai geklik het, het al die pressure afgegaan van my. Weet jy hoekom? Want toe het ek besef, wow, ek is eintlik nie goed genoeg nie. Prys die Here. Want in die oë van hierdie wêreld gaan nie een van ons ooit goed genoeg wees nie. Jy sien, en ons kan werk en werk en werk totdat ons goed genoeg is, you're not gonna reach it. Maar in die oë van die Here weet ons nou dat ons is meer as genoeg. Ek het hierdie kroon hier op my hand. Ek moet nou nie my beklei oor tattoos vandag, okay, maar ek het hierdie kroon op my hand vir daai skrif in Jesaja wat sê in his hand with a crown of glory, a royal diadem. Dit beteken dat in sy hand is die waarde. Buite sy hand is daar nie waarde. En ek wil amper vir jou sê, soos die hart en die roeping van jou ministry kom van sy hand af. Kom van die feit af dat jy's veilig by hom. Maak dit sin wat ek sê? So luister guys, al hierdie ander goed wat ek vandag vir jou gesê is worthless as jy nie hierdie verstaan nie. As jy nie verstaan dat dit alles vloei van jou hart en jou roeping nie, van die plek waar jy met die Here ontmoet nie. En ek dink dit is so dood eenvoudig, soos party mense is net frustreerd in ministry vandag, want jy kom nie meer by die hart uit nie. Want jy's so besig met 'n klomp goedjies. Guys, let's be honest, ek kom al lank in ministry, ek weet, jy's die jeugleier, maar jy's nie net die jeugleier nie, okay? Jy ry die tannies rond as hulle moet gaan shopping doen. Jy doen die designs, jy doen die video's. Op 'n Sondag raas jy op pastoor met jou want jy is nie genoeg tussen die mense nie, maar jy weet ook jy gaan raas kry Maandag want die klank het nie gewerk nie. So wat se een moet jy nou fix? En die kinderkerk tannie bel jou want haar AUX-kabel is verkeerd ingeplak, sy het hom in die USB ingedruk en die laptop. Ja, julle weet presies waarvan ek praat. Ons is so besig met goedjies, maar ek wil vandag vir jou sê dat as die roeping in die hart vas is, dan raak self die goedjies vir ons makliker om te dra. Okay, so, ek kan nog baie sê oor daai, maar ek gaan nou aangaan, alright? Ek het hier neergeskryf, as jy nie 'n hart het vir jong mense nie, gaan jy hulle probeer bestuur en nie lei nie. Ja, en ek dink in ministry weer eens, it all flows from the heart, van die roeping, you know? En ek dink meeste van ons in ministry, dink ons is geroep om mense te manage. Ons is nie geroep om mense te manage nie. Ons is geroep om mense te lei. Okay? Ons is geroep om saam met mense te stap. Okay? En ek dink al wat ek nog kan sê oor hierdie punt, is dat dit is letterlik so eenvoudig. Tieners is aaklig baie keer. Okay? As jy dit nog nie geweet het nie, is jy nog nie lank genoeg in ministry nie. Okay? Tieners is moeilik. Okay? Hulle is stout. Wake up call. Tieners is stout. As jy nie gaan check nie, gaan iemand wipe in jou toilet. Okay? Like, jy kan sê, nee, dit gebeur nie in ons dorp nie. Chom, jy het net nog nie die regte tieners by jou jeug nie. Okay? Soos, ek kan jou beloof, tieners is stout. Okay? En hoekom ek dit vandag vir jou sê, is ek wil hê, breek die stigma dat jy daar is om hulle maniere te leer, jy is nie. Okay? Ongelukkig weet ons ek het op 'n harde manier geleer, dat ek moet partykeer sekere goed in plek hê, net om goed te bestuur. Okay? Ons het maar 'n piepie patrollie gehad in Marlborough daai tyd, want iemand moes net die badkamers check, anders lyk dit of iemand 'n smoke machine daar aangesit het. Okay? So daar was ongelukkig sekere goed wat ons in plek moes sit. Ek weet die zak is dit nog steeds so, pas iemand nog steeds die toilet op, nog steeds, okay? Jy sien, werk dit nog steeds? Okay. Die punt is, maar moenie toelaat dat jy so besig is om hierdie jong mense te bestuur, omdat hulle stout is, dat jy hulle nie lei nie. Maak dit sin wat ek sê, okay? So ek kan nog baie goed sê, maar daai is die belangrikste ding wat ek wil sê. Want ons raak partykeer so besig met hierdie goed is stout, en ons moet net dat hulle minder stout wees, dat ons nie meer fokus op hoekom het hulle eintlik kerk toe gekom. Okay? Maak dit sin? Okay, cool. So, tweede ding waar ek wil praat, is serve jou gemeente. Okay? Romeine 13 vers 1, laat elke mens hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom aangestel is, want daar is geen owerheid behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel. En hierdie is iets waarmee ek gesukkel het en waarmee jy sukkel, en dit is so eenvoudig so serve die leierskap wat bo jou aangestel is. As ons praat oor secrets to a thriving youth, okay? Moenie die kaalroete volg nie, okay? Ek het altyd eers gedoen en dan jammer gesê, okay? Ek onthou Dani van Middelburg bel my eendag. Hy sê, "Kaal, hoekom het jy R30.000 spandeer aan die jeug so goed?" En ek sê, "Ja, Dani, wie moes vir my sê ek mag jy dit doen nie?"
Jy het nie vir my gesê ek mag nie R30,000 uitgee nie. Toe sê ja, maar dis vanselfsprekend. Toe sê, hoe moes ek dit weet? Okay, so moenie dit doen nie. Okay? Don't do that. Okay? Ek het geleer en ek het verlang geglo doen eers en sê later jammer, maar daar's 'n beter manier, okay? Ek repent voor die Here. Daar's 'n beter manier. Weet jy hoe maklik is dit om bediening gedoen te kry as jy actually 'n goeie verhouding het met jou pastoor? Ek kan julle beloof, changes your whole world. Okay, ek het ongelukkig soos ek en Dani is vandag tight. Ons was nie altyd nie want ek was stout, ewen as 'n jeugleier, okay? Maar hy het altyd vir my spasie gemaak. Maar ek kan jou beloof vandag, ek weet hoe dit is in ministry, okay? Ek weet dat baie keer jy en jou leier gaan nie altyd eye to eye sien nie, okay? Jy hoef nie altyd eye to eye te sien met hom nie. Wat ek vandag vir jou sê is, serve jou ministry en serve jou gemeente deur jou leier te honor. Maak dit sin wat ek sê, okay? En hierdie is absoluut Bybels. En ek sê dit vandag vir jou, want wat ek geleer het in die laaste seisoen van my lewe, is that anointing really does flow from the top. Okay? En ongelukkig of jy dit nou like of nie, dat die enigste rede hoekom jy 'n jeugpastoor is omdat daar 'n leier is van die gemeente. Okay? En jy kan hom challenge, of jy kan loop. Ek wil amper vandag vir jou sê, jy hoef my nie te like vir hierdie nie, maar dis hoe eenvoudig dit is. Of jy submit of jy loop. So easy soos dit. Die roeping gaan nie noodwendig weggaan nie, maar skuif. Doe wat jy moet. Okay? Ek wil onder hierdie sê, pas op vir hierdie ding. Okay, as dit kom by serve jou gemeente, besef dat jy hoef nie altyd, okay, dit beteken nie jy hoef nou dieselfde preekreekse te doen as jou hoofdienste en jy hoef dit beteken nie noodwendig dit nie. Maar wat ek vir jou sê is, hoe dit lyk om jou gemeente te serve ook, beteken is jy's ingekoop in die groot visie van jou gemeente. En jy besef dat wat jy doen by jou jong mense is dat jy's eintlik besig om die groter gemeente se visie te serve deur by die jong mense. Okay? Daar's baie gemeentes wat chill is. Ek weet, wat nie regtig omgee oor wat by die jeug aangaan nie. Whatever. Okay, great. Maar gebruik jy dan die opportunity om vir die Here te vra. Maar jy verstaan wat ek bedoel? Want ek dink baie keer is ons so skuldig dat ek was skuldig daaraan dat die jeug raak half 'n kerkie binne 'n kerkie. Ek was al in worship teams gewees waar dis ons familietjie. En moenie aan ons familietjie raak nie. Okay? Meeste van die tannies in jou familietjie kan nie sing nie, maar moenie aan ons familietjie raak nie. Want dit raak so half my veilige spasietjie en my dingetjie en my mensietjies en die pastoor verstaan nie. Nou laat hom verstaan. Verduidelik aan hom. Sê vir hom hoekom jy dink soos jy dink. Sê vir hom hoekom jy voel jy moet 'n iPhone 17 koop vir die jeug. Verduidelik aan hom. Okay? Beloof jy sal dit, ek weet die Zak het jy dit toe nou reg gekry. Nee, okay. Moenie vir Zak vra nie, hy weet nie hoe om dit te doen, okay? Maar hy het getraai at least. So, ek kan baie sê oor dit, maar dis net iets wat ek leer hierdie laaste seisoen van my lewe. En onthou, soos wat jy ouer word, so repent jy, okay? Ek onthou, ek het al op hierdie stage gestaan en gesê, maar weet jy wat, al hierdie hoofpastore is net 'n klomp wetters. Nee, okay? Ek moes repent voor die Here en ek moes hom om verskoning vra. Want ek moes besef, okay, dat ek was so hardkoppig, dat ek het nie besef, baie van die goed wat my pastoor vir my gesê het, was actually waar. Okay? So, dit daar gelos, serve jou gemeente. Okay? Luister die guys, ek onthou eendag staan ek voor 'n diens, en pastoor oom Johan Pieterse, hy is nou al afgetree, maar hy was nog op by die gemeente, en voor die diens, nou staan die hele band daar, jy weet, en nou vra hy vir almal die mooi geestelike vraag, hoekom? Nou is dit 6 uur die oggend. Ek weet nie kom ons 6 uur die oggend gebid het nie, asof die Here jou nie 8 uur ook kan hoor. Okay, maar nou staan ons in die sirkeltjie en nou vra hy die mooi geestelike vraag: Hoekom is jy hier vandag? Weet en elkeen gaan so, want die Here het vir my 'n talent gegee. En ek wil dit gebruik om sy naam, jy weet die average worship team wat nie diepte het nie antwoord, okay? En hulle kom by my en hy vra vir my, "Karl, hoekom is jy hier vandag?" En ek sê vir hom, "Oom, want ek kry 'n salaris om hier te wees." Okay? En dis regtig die waarheid. En ek en hy het nie altyd daai toe gesien want ek sê sulke goed. Maar in elk geval, wat ek besef dat die ding van serve is, wake up call, het gaan nie altyd vir jou lekker wees nie. Okay? Ding van ministry is, wake up call, het gaan nie altyd vir jou lekker wees nie. Maar dis hoekom dit service, dis hoekom dit dien genoem word. Okay? Want dit kos jou iets van jouself. Dit kos jou tyd, dit kos jou dignity baie keer as jy in kids ministry is, okay? Dit kos jou trots, dit kos jou baie keer om verby jouself te lewe en te sê my opinie maak nie nou saak nie want dit is vir die groter visie van wat die Here oor hierdie plek gesê het. Maak dit sin wat ek sê? Okay?
Nou, ek wil ook vandag vir jou sê, en dis hoekom ek dink ek het vir van die girls gesê, vra, soos, hier's twee groot hoofpastore hier vandag. Menere, mag ek julle die volgende vraag vra? Sal julle 'n probleem daarmee hê as jou jeugpastoor jou 'n moeilike vraag kom vra? Sal jy eerder wil hê hy moet jou die moeilike vraag kom vra as wat hy oneenheid saai in die span? Ja. Nou, ek wil vandag vir jou sê, jy hoef nie noodwendig net tot jou hoofpastoor se poppe te dans nie. Maar wat ek wil sê is, hê eerder die gesprek met hom, as wat jy die gesprek het met jou team, en dan met die gemeente, en dan kom dit by hom uit, en dan 'n week later het jy 'n warning. Maak dit sin wat ek sê? Wat ek leer in my lewe huidigelik in bediening, is dat alles vloei van die hart en die roeping, en tweedens, alles vloei vanuit verhouding. In ministry, it's all about relationship. Okay? Meeste kerke spanne werk nie, because there's no relationship. Want ons is so besig om alles gedoen te kry, dat niemand weet eers wat by die huis aangaan. Okay? Ek onthou die kerk het altyd vir my gesê, nee Karl, maar hierdie is jou vangnet. Leens, okay? Leens, die oomblik as dit swaar gaan, hoekom is die werk nie gedoen nie? Ek dog dan julle is my vangnet. Okay. Ek kan nou 'n klomp goed sê oor hierdie, maar op die ou einde van die dag, om te serve is Bybels, en die Here, ek sê gister vir hierdie, as jy frustreerd is in jou huidige seisoen, al wat jy moet doen, is bly faithful. Bly getrou. Hou aan serve. Pastor David Grobler is, hy hoef nie eens te kom nie, want ek sê alles wat hy vir my gesê het, okay, maar hy het altyd vir my geleer, hy sê vir my hierdie ding, Karl, serve die authority wat bo jou aangestel is, en as die authority wat bo jou aangestel is, nie sien wat die Here in jou gesit het nie, sal die Here jou skuif. Okay, volgende punt. Volgende punt is kultuur. En hierdie ene is vir my so belangrik, okay, in Korintiërs 15 vers 33, slegte geselskap bederf goeie sedes. Wat is daai woord? In elk geval. Kultuur word gebou. So, ek onthou, toe ek jeugpastoor was, staan ek eendag in worship, nou, die Here was goed vir ons, nou is daai plek pack, nee, nou is al soos in 600 tieners al voor my, awesome, nee, nou worship ons, maar die goed praat, hier onderlangs, en dan hierdie, ag, julle weet mos, elke jeuggroep het daai een kappel, okay, daai een oukie en sy girl in worship, okay, wat mekaar insluk, okay, jy weet, okay, ons het so ou gehad, Nantes, ek's baie lief vir hom, ek doen sy troue nou hierdie jaar, maar hy was een van die stoute rakkers in worship, haal hy sy lighter uit, jy weet, en dan, so, you know, en ek so frustreerd, dat na die aand vra ek vir die Here, hoekom worship hierdie tieners nie? Dus daar soos daai driekies wat, jy weet, die oulike goeikies doen, en dan die res van al die ouens staan so, jy weet, en dan die paartjies chat, en ek so frustreerd, en ek vra my, Here, hoekom worship hierdie mense nie? En die Here sê vir my duidelik, want hulle weet nie wat worship is nie. Okay. En ewe skielik kom die verantwoordelikheid op my neer, dat wie is veronderstel om hulle te leer? Ek sou sê ek en jy. Jy sien, en wat ek besef het daardeur, en julle kan vir Zak vra, ek weet nie of hy daar was nie, maar about elke week, toe was hy nog 'n tiener, elke week stap ek op stage voor worship, en sê ek dieselfde ding. Ek dink na daai jaar was hulle so moeg vir my speech, maar elke week kan sê ek, julle, hierdie is hoekom ons worship. As ons worship het ons agting vir God, ons aanbid wie hy is, sy groot naam. Dit beteken dat wanneer ons worship, is jy welkom om, die Bybel sê jy kan jou hande oplig, jy moet jou stem verhef, ons gebruik instrumente, maar dit beteken ook dat wanneer ons worship, is jou fokus en jou aandag op die God, bo alle gode, op die koning van die konings, en ons praat nie nou nie, daar gaan nou tyd wees om te kuier, maar vir nou, gee ons agting, ons gee al die eer, vir die een wat ons lewens verander, elke week, na week, na week, na week, na week. Weet jy hoekom? Want 'n kultuur van worship het nie net gebeur nie, dit was gebou. Okay. So daarom wil ek vir jou vandag sê, as jy nie hou van die kultuur van jou youth nie, change it. Maar besef, dis iets wat nie net gaan happen nie. Dis iets wat gebou moet word. Ek het hier neergeskryf, 'n kultuur is wat jy toelaat, wat jy celebrate, en wat jy ignore. Ek sê dit weer. Kultuur is wat jy toelaat, wat jy celebrate, en wat jy ignore. Jy sien, en dis hoe jy kultuur bepaal word. Wat laat jy toe? Jy sien, laat jy een ou toe om laat te kom? Ek preek vir myself, ek is altyd laat, okay? Maar ongelukkig het ek op die harde manier geleer, omdat ek laat is, het my team gedink, hulle kan altyd laat wees. En toe frustreer het my. Maar punt is, wat laat jy toe?
Laat jy jou band toe, as jy dalk 'n youth band het, as jy een ou gaan toelaat om onvoorbereid op te daag en dat 'n kultuur raak in jou worship team. Maar dan, ons is maar net hier, ons chill maar net, soos Dian, hierdie ou, ek het hom al so baie geslaan in my lewe, okay? Ek is hom baie lief, hy's my buddy, maar hy was ook op die worship team. Dan daag hy op, dan vra hy, die set begin oor 'n halfuur, wat is die liedjies? Ja, love you too. Here help hom. Maar wat ek vir jou sê is, dat is 'n culture. En omdat ek glo, meeste van julle wat hier sit, jy is dalk die leier van jou jeuggroep, of 'n leier van een of ander iets, spreek dit aan. Hoef nie kwaad te wees nie. Miskien moet jy, ek weet nie. Maar spreek dit aan, hê die gesprek, sê, verduidelik, bou die kultuur. Julle, hierdie is hoekom ons prepared opdaag. En as iemand nie prepared opdaag nie, hê die gesprek en sê, ek weet jy is nie hierso, maar dis hoekom ons opdaag. Bou die kultuur. As jy nie hou van hoe die tieners vir jou kyk gedurende 'n preek nie, bou die kultuur. Jy sien, ek kom deesdae in baie kerke en elke kerk het 'n ander kultuur, okay? Party ouens in die AGS is absolute crazy, okay? Daai mense spring op tafels en swaai vlaggies en jy sê net die Here is goed, dan gaan 3000, amen. En ek gou dit so, jy weet. Dan kom jy in ander gemeentes, jy preek die beste preek van jou lewe, dan kyk almal vir jou so. Want wat ek besef, dis kultuur. Wat is toegelaat? Wat is geselebrate? Nou ek wil vir jou sê, wat jy celebrate die groot goed. As iemand tot bekering kom, jy beter celebrate, boetie. Okay, want dis is die grootste oomblik van jou hele lewe. En maak seker jou jong mense weet, dis iets wat geselebrate word. As jy mense doop, maak seker jy weet, hulle verstaan, bou daai kultuur, dat dis iets wat ons celebrate. En dan natuurlik die laaste een, wat jy ignore. So wat ignore jy? Ignore jy dalk die stoute goed, want jy is nie lus om daarmee te deel nie. Iets wat ek verlang ignore het en ek skuldig, ek het verlang mense op my team ignore wat ek geweet het leef in sonde. Want ek was nie lus om die gesprek met hulle te hê nie. Maar wat ignore jy? Want dit skep die kultuur, want ewe skielik raak dit, hierdie is die chill jeug, hier kan ons doen wat ons wil. En ek sê nie vandag vir jou, dis nie skool nie, dit moet jeug wees, dit moet lekker wees, I agree. Op jou nie vandag, okay, wat celebrate jy? Wat ignore jy? Okay, wat laat jy toe? So ek kan nog baie sê oor daai, maar ek gaan klaarmaak oor 10 minute. Okay. Daai 3 is vir my, ek wil amper sê, die belangrikste goed. Okay. Nommer 1, hart en roeping. Okay, alles vloei vanuit dit. Nommer 2, serve. En nommer 3, kultuur. Dis iets wat gebou word. As jy 'n thriving youth wil hê, daai 3 goed. Okay, begin die culture bou. Okay, dan gaan ek vinnig die rol van die youth leader. 1 Timoteus 4 vers 12 sê, laat niemand jou jeug verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Luister vir my jeugpastoor, die rede hoekom jy nie ernstig opgevat word nie, is die volgende. Jy leef nie as 'n voorbeeld vir die gelowiges in liefde, in gees, in geloof en in reinheid nie. Ek wil vandag vir jou sê dat ek stem 100% saam. Okay, ouderdom is net 'n nommer, veral as dit kom by roeping. Ek glo dat die Here wil jong mense gebruik, maar die rede hoekom niemand jou ernstig wil opvat nie, is want jy's nie bereid om hierdie te stap nie. En dit gaan vir my eintlik terug na wat ek aan die begin gesê het, soos jy's nie bereid om jou 100% te gee nie. Ja, ek wil gebruik word in die bediening, maar ek gaan nog aan soos 'n ou seentjie. Wat sy mamma elke nou en dan net vir hom nog moet verduidelik dat jy's goed genoeg. Moenie na jou pastoor luister nie, dis okay. Jy is goed genoeg. Verstaan julle wat ek bedoel? Okay, as jy regtig jou rol, youth leader, jou rol, okay? Eerstens altyd stap saam met die Here, leef in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. En ek beloof jou, alles van jou ministry gaan vloei uit daai plek uit. Maak dit sin? Okay. Ek het hier neergeskryf, hierdie is 'n freebie. Jy is nie die hele show nie. Jy is die equiper. Okay? Net omdat jy alles kan doen, beteken nie jy moet alles doen nie. Okay? Want ek dink baie van ons word vasgevang in ministry raak te veel, want ons wil alles self handle. Maar dis hoekom daar volunteers is, dis hoekom jy 'n team opbou. En ek gaan jou beloof dat jou team gaan stiek as jy vir hulle verantwoordelikheid gee. Kyk julle, ek sê dit altyd, maar gee net gou weer vir Jaco daar agter die kamera hande klap, okay? Jaco, ek so lief vir jou, bra. Daai ou kom al 8 uit die 10 jaar van my ministry saam met my, okay? Oral, dit voel vir my, oral waar ek is hy.
Maar van die begin af was hy ingekoop en van die begin af het hy verantwoordelikheid gehad. En ek kan jou beloof dat Jaco het geweet, daar's 'n roeping in sy lewe, hy het net nie altyd geweet hoe om dit uit te leef nie. En hy traai nog daagliks om dit uit te leef, maar ek kan jou beloof, okay, kom ek verduidelik ook hierdie, okay. Kies mense met karakter, bo mense met skill. Okay? Skill kan jy vir mense leer. Karakter is moeilik om te verander. Nou ou Jaco waar daar staan, Jaco so lief is wat ek jou het, kom ek vertel julle hierdie storie, okay? Jaco het karakter en hy het 'n hart van goud. Maar hy het nie altyd skill nie, okay? Veral as dit kom by bestuur. So my jou eerste jeugaand as jeugpastoor sê ek vir Jaco, sal jy die bussie ry asseblief? Die bussie om die tieners te gaan, wat van die tieners gaan optel by die koshuise en so. Hy sê ja, buddy, natuurlik, okay? 5 minute na ek vir Jaco die sleutel gee van die bussie, bel hy my, hy sê, buddy, ons het 'n probleem. Nou sê ek vir hom, Jaco, wat? Nou sê hy, nee, ek het per ongeluk die hek afgery. Toe die bra met die bussie, die hek van die spoor afgery, okay? Maar die tweede week toe het Jaco hom, okay? Toe het hy nie weer enige hek raak gery nie, ek hoop, ek weet net nie van dit nie, maar punt is, hierdie ou stap al jare saam, hy is nog steeds getrou by die jeug in Middelburg, okay, na hoeveel jaar, en ek wil vir jou sê vandag, kies karakter bo skill, skill kan jy vir iemand leer, okay? 'n bussie se bumper kan gepolish word, maar net miskien, okay, kies jy 'n ou, vra jy 'n ou om betrokke te raak, wat 8 jaar gaan serve by jou ministry, maak dit sin? Okay, rol van volunteer, okay, hierso het ek gesê, en hierdie is eintlik nou meer net vir, kom ek staan eerder stil by die van julle wat youth leaders is, okay, skryf dalk net hierdie neer, moenie desperate mense recruit nie, okay, recruit karakter bo charisma, gee duidelike rolle, en doen gereelde check-ins, okay, ek sien dit, my vrou sit daar bo, hallo liefie, sy run die kids ministry hier by hierdie gemeente, hulle het, hoeveel volunteers? 51 volunteers, en daai ding groei nog weekliks, hulle is op 'n plek waar letterlik die volunteers hoef net 1 keer 'n maand te serve, okay? En ek kan vir jou sê die rede hoekom is want ek sien hoe sy dit doen, want sy het actually verhouding met haar volunteers. Want daai mense is nie net ingekoop in kids ministry nie, maar hulle is ook ingekoop op die roeping op haar lewe. En ek wil vir jou sê vandag, die rede hoekom jou volunteers gaan, is want jy het nie verhouding met hulle nie. Hulle hoef nie chommies te wees, jy hoef nie saam met hulle te braai nie, maar weet jy wat is hulle kinders se name? Maak dit sin? Okay, genoeg gesê oor daai. Dan, hierdie ene is die laaste, soos groot ene, waarby ek wil stil staan. Nommer 7 het ek gesê, die beste jeugaand ooit. En wat ek hier wil verduidelik, okay, Louis Giglio het 'n ding wat hy noem die deep and wide beginsel. Okay, en ek glo dit, as dit kom by youth ministry, this is something that I've used, dis iets wat werk. Okay, deep and wide beginsel gaan oor die volgende. Ek dink baie van ons in kerk is skuldig daaraan, dat veral met jong mense, hulle kom, dan wil ons hulle dadelik diep vat. Weet, ek was al in kerke hier, dan stap baie pastoor op. Vir een of ander rede dink Pinksterkerke mos die volume van jou stem bepaal die hoeveelheid salwing wat jy het, né? Julle weet waarvan ek praat, okay? En dan skree, julle jong mense, julle moet bekeer. Dan sê ek soos, yeah, chom, like, chill, like, koop eers vir my 'n burger, okay? Like, vra my eers op 'n date, oom, dan kan jy vir my sê waar ek eternity gaan spandeer, okay? In elk geval, en dis die waarheid, like, maar wat ek vir jou wil sê is, baie van ons is skuldige jong mense kom, maar wil ons dadelik, jy moet hier. Maar die deep and wide begin sal oor die feit dat partykeer you need to go wide. Bedoelend. Partykeer moet jy maar lekker goed doen, koop maar die pizza, jy weet? Laat hulle kom. En wanneer hulle kom, vra hulle wat is hulle naam. En wanneer hulle aanhou kom, leer hulle storie ken. En wanneer hulle by jou sit, en hulle trust jou, dan is dit soveel makliker om hulle diep te vat. Dan is dit soveel makliker om hulle die diep dinge te leer van die woord. Hoekom? Want hulle vertrou jou. Want jy ken hulle. Jy sien, ek onthou, toe ek in Middelburg was, het ons altyd hierdie ding gedoen. Kyk, guys, julle hoef nie noodwendig te doen wat ek gedoen het nie, maar daar in Middelburg, dit was absolute craziness, okay? Ek weet nie hoekom nie, maar dit was vibes, okay? Ek onthou 1 jaar vir 'n opening en het ek 2 dinosaur suits gehuur. Ek weet nie hoekom nie, dit het net vir my cool gelyk, okay? En die kerk het vir my gesê ek het R4,000 budget, okay? Dus ek soos cool, en die kantoortannie het altyd vir my gesê, dis nie 'n budget nie, dis 'n target, en ek het dit ernstig opgevat, okay? In elk geval,
ek soos, kom ons hier hierdie suits, en is absolute craziness, en die mense dans en spring op en af, en ons het een aand, hou ons, ek weet nie hoe, wat het my besiel nie, maar nou sê ek vir hulle, okay, ons gaan reusies hou. Okay, om die kerk, ons het groot auditorium, maar hulle reusies, daar agter was so, Jaco weet waarvan ek praat, daar agter in die hoek is so drywall muur, die oukie mis die draai, en hy hardloop reg deur die drywall. Okay? Craziness. Maar altyd in 'n aand, kom daar 'n draaipunt, deep and wide. Okay? Ons was wyd, is lekker. Nou ken jy my naam, nou weet jy dis lekker. Nou weet jy die vibes is cool. Maar nou dat ons mekaar ken, en nou dat jy hier is, cool. Kom ons kom by die ernstige sake uit. Jy is nie net hier vanaand om 'n lekker tyd te hê. Maar jy is hier vanaand want ek glo, jy het nodig om 'n ontmoeting te hê met die koning van die koning. En dan kom ons so draaipunt. En dan soos in, weet jy hoekom? Dan ewe skielik is daai kinders se harte oop want hulle voel veilig, hulle voel welkom. En dan shatter daai kinders op die beste manier moontlik. Dan deel hulle alles wat in hulle harte aangaan. Deep and wide. Maak dit sin wat ek sê. Nou deep and wide gaan nie noodwendig werk met die ouer mense nie, maar met jong mense. Guaranteed. It works. Okay? Dit werk. Nou, ek wil vandag vir jou sê en ek sluit af. Okay? Yes, ek het gesê ek gaan kwart oor klaar wees, ek het 3 minute. Wow, prys die Here. Okay? Ek raak nou goed in hierdie guys. Wow, baie dankie. Daar's 'n ding wat ek wil praat oor vandag, is gebruik tools, moenie 'n tool wees nie. Okay? Skryf daai neer en plak dit op jou yskas. Tools versus ministry. Nou ek het geen fout daarin om tools te gebruik nie. Bedoelend, ons leef in 'n wêreld guys, ek wens ek was 'n jeugpastoor toe AI bestaan het. Dus jy kan letterlik vir AI sê, give me 3 ideas for icebreakers tonight. Bra, waar was dit toe ek bestaan het? Ek moes bel, hoor jy gee my 'n idee vir 'n icebreaker, bro, ek weet nie meer, okay? Maar, wat ek vir jou wil sê vandag, is dat, Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Nou, ek wil vir jou sê vandag, ons kan al die mooiste tools hê, ons kan die beste screens hê, ons kan die beste beligting hê, ons kan nuwe pooltafels hê, okay? Ek weet, van julle is 'n jeugbediening, jy is due vir 'n nuwe pooltafel, shame guys, daai ding staan al op 2 bakstene, ek weet, okay? Jy kan die beste pooltafel hê, maar op die ou einde van die dag, as die Heilige Gees nie kom en doen wat hy doen nie, then it's all for nothing, okay? So daarom sê ek vir jou, gebruik tools, is cool, want ek glo nie deep and wide, so gebruik het. Gebruik die tools, gebruik die icebreakers, gebruik die games, gebruik die resources, cool, doen het. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat al daai goed, al kom ons icebreakers doen, is om iemand se hart oop te kry, sodat hulle 'n encounter kan hê met Jesus. Al hoekom ons al hierdie hype liedjies doen en op en afspring, okay, is om hierdie jong mense te lei van 'n plek van absolute chaos, na 'n plek van, nou kan ek actually met die Here encounter. Al hoekom ons tools gebruik en ligte gebruik en al hierdie goed gebruik, is vir een rede. Sodat hierdie jong mense by die Here kan uitkom. En daarom sê ek weer vir jou, dit alles vloei vanuit jou eerste roeping. En al hierdie goed is useless. Al die tools, al die mooi beginseltjies, al die volunteers is useless. As ons nie terugkom by die hart en die roeping en besef dat ons is hier vir een rede. Ja, ons gebruik ons methods lyk anders en wat ons doen en hoe ons dit reg kry lyk anders. Ons hier vir een rede. Dis om jong mense by die Here uit te kry. Amen. Amen. Kom sluit ons oë. En jy vra om te staan as jy nie mind nie. Ek gaan vir jou 'n mail vra net vinnig te kom speel. Ek wil net hê ons moet 2 minute vat. Jy moenie bekommerd wees, jy eet eers 11 uur, okay? So chill. Okay? Die van julle wat honger is, raak rustig. En wil jy sluit net jou oë daar waar jy is. Nou wil ek hê jy moet jouself net die vraag vra. Maar leef ek nog vanuit my verhouding met die Here? Bedien ek nog vanuit my verhouding met die Here? Soos wat ek aan die begin gesê, doen ek dit vir hom? Of doen ek dit as gevolg van hom? Doen ek dit sodat hy my raak sien? Of doen ek dit omdat hy my raak gesien het? En daarom sê ek vandag vir jou, julle, the sky's the limit. Ek kan vir julle sê dat die Here is besig om te beweeg oor hierdie land. I've seen it. Ek het nou die voorreg gehad, die laaste ruk om jeugweke te hou oral. En in hierdie jeugweke sien ek dat jong mense is honger vir die waarheid.
Hulle is honger vir 'n opregte ontmoeting met Jesus. Hulle is moeg daarvoor om kerk te speel. Hulle is moeg vir jou mooi preekies en jou oulike snaakse stories. Want op die ou en vandag is dit nie jou stories of jou vermoë wat gaan maak dat hulle 'n encounter het nie. Dit gaan wees die feit dat jy glo daar's 'n roeping. Dit gaan wees omdat jy leef vanuit 'n plek van vervulling en nie omdat jy smag na 'n plek van vervulling nie. En daarom wil ek vir julle sê wat hier staan vandag, die roeping in die kamer is groot. Dit wat die Here kan doen met die mense wat hier binne staan, jy het geen idee wat die Here sal regkry nie. Maar ek vra jou dan vandag, is jy nog steeds bereid om jou 100% te gee? Al kos dit jou alles, sal Jesus genoeg wees vir jou. Al kos dit jou huidige verhouding, ek praat nie van huwelik nie, al kos dit jou verhouding. Al kos dit jou drome, jou ambisie, die feit dat jy dink jy is gemaak om eendag ryk te wees. Al kos dit jou alles. Al kos dit jou 'n seisoen waar jy gaan moet deurstap van eensaamheid. Al kos dit jou 'n seisoen waar jy gaan moet deurstap. Sal Jesus nog steeds genoeg wees vir jou. En ek kan nie met 'n opregte hart hier uitstap as ek jou nie daai moeilike vrae gevra het. Want al hierdie mooi goed wat ek nou gedeel is baie oulik. Maar dit beteken niks as jy nie vandag sê, Here, ek aanvaar die roeping. Nie 80%, nie 100%. Want ons beweeg in 'n crucial tyd in, waar ek glo die Here gaan jou gebruik. Enige een wat bereid is om ja te sê, hy gaan jou gebruik. Maar 100%. So Here, ek kom bid net vandag oor elkeen wat hier staan. En miskien as jy hier staan en jy sê, Here, ek gee 100%. Miskien net jou hande opsteek en ek sal my hande saam jou opsteek, want ek wil my 100% gee. Ek is nie bereid om mee halfpad te staan vir ministry nie. Ek wil 100% staan vir ministry. Al kos dit my alles. Al kos dit my gemak, al kos dit my lewe. Want die tyd waarin ons lewe is so crucial dat ons kan nie meer bekostig om jeugouens in plek te hê wat net bereid is om 50% te gee. So as jy sê ek gee 100%, steek jou hande op en ek glo dat die Here vat jou ernstig op jou 100% vandag. So Here, ek kom bid vir elkeen wat sy hand in die lug is. Dankie Vader dat julle ernstig opvat op hierdie commitment wat hulle maak vandag. Dankie Here dat al stap hulle deur die vuur heiliglik, stap jy saam met hulle deur die vuur. En mag hulle weet dat dit was nooit om hulle te breek of seer te maak nie, maar dit is slegs om hulle voor te berei. Maar dis juist daar om dit wat nie hulle serve in hierdie seisoen nie weg te brand, weg te vat. So dankie Here. Ek bid dat elkeen anders hier sal uitstap as wat hulle ingestap het. Want ek bid dat iets in die gees skuif vandag oor elkeen wat hier staan. Dankie Here. Dankie Vader. Aan U kom toe al die eer. Ek bid vir jeug net, ek bid vir LJ. Dankie Here vir dit wat U nog hier gaan doen in hierdie paar dae. Dankie Here dat hierdie is net die begin van wat U gaan doen deur hierdie konferensie en deur hierdie netwerk. Ons gee vir U al die eer in Jesus naam. En ons almal sê amen. Amen. Dankie julle. Wow. 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 Voordat ek gaan, baie dankie. Ek sien ons 'n chokkie in. Yes. So ek het iets op my hart wat ek voel ek moet confess. So Karl het nou gepraat oor die draaie-wall daai tyd. En ek was daai tyd 'n tiener gewees. Nou wat dit was is ons moes hardloop. Ek het hierdie nog nooit gedoen nie, maar ek voel ek is nou lank genoeg 'n kind van die Here en ek moet nou confess. So ek het nie self van hom ingehardloop nie, maar my chommy was bietjie vinniger as ek. En ek ja, ons het dieselfde goal gelike daai tyd en so dit was 'n kompetisie geweest. So ek kry dit net van my hart af. Ek sou dit nooit vir Dani sê nie. Ek wil maar net sê daai draaiewool se geld was van my salaris afgetrek. So Hy lieg. Kerk het versekering. So ja, as ons net ons hande kan uitstrek, sal ek dit like as ons net vir Karl kan bid. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vir Karl te kan bid. Here, dankie dat hy ja sê vir U. Here, dankie vir die roeping op sy lewe. Dankie dat hy gehoorsaam is aan U. Here, ek bid vir sy ministry waarna hy nou is, die nuwe fase in sy lewe, Here, dat U hom net sal dra in hierdie tyd, Here, en dat U langs hom sal loop en hom sal lei en dat hy sensitief vir U gees sal wees. In Jesus naam. En jy gaan net sê amen. Baie dankie.
Alright, so julle het gou 5 minute as jy wil piepie, as jy gou wil gaan rook in die badkamer. Hulle gaan nie die timer opsit, dan kry ons mekaar weer hier. Shap. Okay, go. Julle kan weer die countdown al bo opsit dat ons 'n timer het.